Die dag voor Jesus se kruisiging. Die hoogtepunt van hierdie dag was toe Jesus en sy disippels die Pasga in die bofortrek gevier het. Ons lees daarvan in Lukas 22 vers 7 en 8. En die dag van die ongesierde brood het gekom waarop die Pasga geslag moes word. Toe stuur Jesus Petrus en Johannes en sê: "Gaan berei die Pasga vir ons, dat ons dit kan eet." En dan in Lukas 22 vanaf vers 15. En Jesus sê vir hulle: "Ek het baie sterk daarna verlang om hierdie Pasga met julle te eet voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie." En toe hy 'n beker geneem het, dank hy en sê: "Neem dit en deel dit onder julle, want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok voordat die koninkryk van God gekom het nie." Daarop neem hy, Jesus, die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê: "Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit tot my gedagtenis." Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê: "Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed wat vir julle uitgestort word." Die Here leer ons hier dat die nagmaal die verbond is wat hy met ons gesluit het. En elke keer wanneer ons dit gebruik, dan moet dit ons herinner aan sy belofte aan ons. Die belofte wat deur sy wonde en sy bloed opgesom word in Jesaja 53 vers 4 tot 5. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra. En ons het gedink dit is God wat hom straf, wat hom slaan en verneder, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hierdie Paasfees moet ons daaraan herinner dat God sy verhouding met ons wil herstel en ons verhouding ook met hom moet herstel word. Dat ons tot hom sal nader in gebed en aanbidding, wat opgesom word Hebreërs 10 vanaf vers 19. Hy sê daar: "Terwyl ons dan vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en die lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen. Dit is sy vlees." Paasfees is die gunstige tyd waar God ons wil ontmoet. Waar die Here wil hê ons moet met hom ontmoet. Waar die Here wil hê ons moet met hom praat. Waar die Here bemoeienis wil maak met elkeen van ons. Ag Here, dankie daarvoor. Dankie vir die Paasfees. Dankie vir Jesus wat gesterf het aan die kruis. Vir Jesus wat opgestaan het uit die dood. Dat ons triomfantlik kan uitroep en sê: "Die Here, hy is ons God." Dankie daarvoor. Amen.